Welkom sê aan almal van julle vanmôre en dankie vir die heerlike samesang en die aanbidding en ek wil ook vir die aanlyn gemeente sê baie welkom almal van julle wat ingeskakel het oor die hele Suid-Afrika. En natuurlik ek het net nou boodskappe gekry voor die diens. Mense van Abu Dhabi en ander plekke van die wêreld sit almal vandag met hulle selfone voor die televisie om te kyk na die diens vanmôre hier by ons. Is dit nie wonderlik? Kan ons nie vir hulle net 'n lekker handeklap gee? Verlede jaar toe ons die regstreekse uitsending gedoen het, die eerste keer ooit, toe was daar duisende mense wat ingeskakel het. So ek wil net sê vanmôre is julle saam met duisende ander buite die kerk in Suid-Afrika en oor die hele wêreld ingeskakel by ons diens hier so in Kaapstad. Kan jy nogal glo die suidpunt van Afrika waar die woord van die Here uitgaan, waar ons voorouers gekom het en waar Afrika gekersten is en vandag is die evangelie in elke land oor die kontinent van Afrika. So baie welkom, almal van julle wat ingeskakel het, geniet dit. Ons gaan 'n bietjie later nagmaal bedien en ons sal later tyd gee om alles voor te berei. Maar van my kant af ook vir almal van julle en die besoekers. Ons hoor hier's mense van Nelspruit en baie ander plekke vandag wat hier is en van Mosselbaai en plekke. Baie dankie. So bly jy het ingeskakel en om saam met ons te wees en vir julle wat hier is. Kom ons bid net saam. Dierbare Here, wat 'n godsvoorreg om vanmôre deur die genade van ons hemelse Vader op hierdie heilige oomblik te kan saamkom. Vir ons as kinders van die Here heilig. Ons het net nou gesing 3 maal heilige God, want die Vader, die Seun en die Heilige Gees, U die drie-enige God, heilig, soos die engele gesing het, soos die serafs gesing het, Kadosh, 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 heilig, heilig, heilig is die Here. Vader, dat U groote naam vandag verheerlik sal word, in en deur U Seun Jesus Christus, en die goeie nuus, die evangelie, van wat U Seun Jesus Christus, wie U gestuur het, vir ons in hierdie wêreld kom vermag het. Vader, dat U hom gestuur het, om sondaars te kom red, dat U hom gestuur het, hemelse Vader, om mense soos ons wat verlore was, te kom red. En Here Jesus, wat kan ons anders te sê, as om in hierdie oomblikke ons harte op te hef, in diepe dankbaarheid, in ootmoed, vol van die heerlikheid van die Here, om te sê, Here Jesus, ons dank U, vir wat U vir ons kom doen het, en die prys wat U vir ons betaal het, op die ou ruwe kruis, op Golgotha's heuwel, daar buite die mure van Jerusalem, dat U na Jerusalem toe gekom het, toe U na die wêreld toe gekom het, daar waar Abraham vir Isak sou offer, op die berg Moria, en daar op Golgotha, het U U bloed gestort, nadat hulle vir U 'n doringkroon gegee het, en terwyl die bloed oor U gelaat vloei, het U daar aan die kruis U asem uitgeblaas en gesê, tetelestai, dit is volbring, die prys vir die verlossing van mense, die prys vir sonde is betaal, toe die heilige bloed daar op die grond gedrup het, op die heuwel en ook in die Via Dolorosa. Here, ons dank U uit ons harte vanmôre en bid dat U die woord sal seën wat U vir ons voorberei het in Jesus naam, Vader. Amen. So vriende, 'n mens sou altyd by sulke geleentheid worstel oor waarmee wat se tekste jy gaan gebruik en watter boodskap jy wil bring. En die Here het enkele weke gelede op my hart vir my herinner aan my eerste preek wat ek in my hele lewe gepreek het. Dit was aan Lady Smith. En dit was nogal in Engels, kan julle dit glo? My pastoor het met vakansie gegaan, Corrie van Niekerk, hy is nou by die Here in die hemel, so hy kan nie hoor wat ek sê nie. En toe sê hy die dag vir my, Raymond, jy preek Sondag aand en dit gaan 'n Engelse boodskap wees, want my aanddienste is in Engels. En ek is like, Here, U moet my nou help in daai taal. En toe berei ek 'n preek voor, en die preek se titel was, Who Crucified Jesus Christ? En ek het jare dat daar eendag in die gemeente, het ek ook daaroor gepraat. Ek wil vanmôre vir die aanlyn kerk en omdat
baie duisende mense in die wêreld dit nog nooit gehoor het, wil ek vanmôre met jou praat uit Markus 14. Het jy jou Bybel hierso? Jy sal onthou, daar was 'n insident, die aand voor die kruisiging. Onthou, vandag vier ons die kruisiging, maar die aand voor die kruisiging het daar iets gebeur. En dit is hier opgeteken in Markus 14 in jou Bybel, as jy wil oopmaak daar. En dit is van vers 12. En dit lees: En op die eerste dag van die ongesuurde brode, wanneer hulle gewoonlik die Pasga geslag het, sê sy disippels vir hom: Waar wil u hê moet ons gaan klaarmaak dat u die Pasga kan eet? Hy stuur 2 van sy disippels, sê vir hulle: Gaan na die stad toe, 'n man wat 'n kruik water dra, sal julle tegemoet kom, volg hom. En waar hy ook mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê: Die meester het laat weet, waar is die kamer waar ek met my disippels die Pasga kan eet? Nou wil ek net vir julle sê dat pastoor Rytjiestein, hy is ook nou al by die Here. Ek en hy het 'n paar jaar gelede, 'n paar jaar voor sy dood, toe was ons ook in die bovertrek in Jerusalem. En hy sê vir my die dag toe ons moet so toe gaan, hy sê Raymond, as ons vandag in die bovertrek kom, daar's verskriklik baie volke, nasies en tale, groepe mense. Hy sê, maar as ons vandag daar kom, dan wil ek jy moet saam met my bid. Hy sê, dan bid jy vir die mense vir die doping met die Heilige Gees. Hy sê, dis ons daar wat die Here ook, waar hy die pas gehad het, die doop met die Heilige Gees uitgestort, die krag van die Gees. En ek is like, Rytjie, is jy seker jy wil dit doen? Hy sê, ja, Raymond, jy moet dit doen, kom ons gaan. En ons daar in die bovertrek, en daar's baie sulke groepe mense, hierdie spesifieke plek wat ons nou van lees. En daar begin ek bid, en die Here doop mense met die Heilige Gees, binne in die bovertrek, in hierdie plek wat ons hiervan lees, volgens oorlewering. So vriende, waar is die kamer waar ek met my disippels die Pasga kan eet? In daai bovertrek, wat tot vandag toe herdenk word as die plek, en dit lyk ook baie oud in argiewe, kan jy baie lees oor dit, maar nou hoor hier. En julle sal 'n bovertrek vind in gereedheid gebring, daar moet julle vir ons klaarmaak. Sy disippels het gegaan, in die stad gekom, het so gevind, en hulle die Pasga toeberei. Hier is die storie. Toe dit aand geword het, kom hy met die 12. En terwyl hulle aan tafel was en eet, sê Jesus: Voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Nou, as jy vir 'n oomblik daaroor dink, hy het met sy disippels dit elke jaar gedoen om daar te gaan eet, Pasga in Jerusalem. Hierdie keer het hy hierdie baie spesifieke plek gekies in die stad. En vir die eerste keer sê hy iets wat hy nog nooit gesê het nie. Een van julle 12, my geliefde disippels, een van julle gaan my verraai. Toe het hulle begin om bedroef te word, nou word hulle hartseer, en een vir een begin hulle vir hom sê: Is dit miskien ek? Want ek bedoel, wie wil dit wees? En 'n ander een: Is dit miskien ek? En hy antwoord en sê vir hulle: Dit is een van die 12 wat saam met my sy hand in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar van hom geskryf is. Daar is geskrywe in die Ou Testament dat ek gaan sterwe. Ja, dit staan in Jesaja 53. Hy sê die seun van die mens gaan heen. Dit staan so. Hy sê, maar wee daardie man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie. Dit sou vir hom goed gewees het as hy nie gebore was nie. Dit was 'n man met die naam van Spurgeon, 'n man van God, wat eendag in een van sy preke hierdie woorde gesê het. Hy sê, 'n goeie lewe mag jou wel uit die tronk uithou, maar dit gaan die bloed van Jesus Christus kos om jou uit die hel uit te hou. Ja, jy kan 'n goeie mens wees en ek, dat ek nie iets doen wat my tronk toe sal laat gaan nie. Maar wat moet gebeur dat ek nie eendag in die hel opeindig nie? Dit was
Spurgeon se invalshoek daardie dag. So op die vraag, wie het Jesus Christus gekruisig? Ek en jy weet sonder swem van twyfel wie het hom verraai. Jy het mos sy naam. Al staan dit nie hier nie, ek en jy weet mos in Matteus, word mos vir ons gesê, wie is die een wat hom verraai het. Maar hier is die ander ding, ek en jy weet mos wat sy naam is dit nie? Sy naam is Judas Iskariot. Daar was ook 'n ander Judas. Dis hoekom jy altyd lees Iskariot na sy naam. Daar was 'n ander Judas ook. En Jesus se disippels met die naam, soos hy Jakobus, daar was meer as een. Dis hoekom hulle word geïdentifiseer. Judas Iskariot. Ek en jy weet wie is die verraaier. Ons sê daar's geen twyfel by ons oor wie die verraaier sou wees nie. Maar sê vir my, het jy die naam van die een wat die spykers ingeslaan het? Het jy hulle naam? Wie het die spykers in sy hande geslaan? Wie het die spykers in sy voete ingeslaan? Ek bedoel, hulle het dit gedoen onder bevel van die goewerneur. Hulle het net 'n opdrag uitgevoer. So op die vraag, wie het Jesus Christus gekruisig? Dis nie so voor die hand liggend nie. En ek gaan vir jou sê hoekom nie. Want in die Bybel is daar baie rolspelers. Die Bybel vertel ons die volle verhaal. As jy die 4 evangelies saam lees, die 3 sinoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas, en dan ook Johannes, as jy daai 4 evangelies saam lees, dan kry jy baie gou die antwoord, waar Matteus 26 vers 25 lees ons, en dit was Jesus se eie woorde, en dit is dat die een wat sy hand saam met my in die skottel insteek, en ons weet wie dit is, want dit was Judas wat dit gedoen het. Johannes sê dit ook in Johannes 13. So in Matteus 26 en Johannes 13 lees ons dat dit was Judas. So ons weet wie Jesus verraai. Daar's nie by ons twyfel daaroor nie. Maar die vraag bly nog steeds by my, wie het hom gekruisig? Sal ons ooit weet wie hom gekruisig het? Miskien moet ek die vraag verander en vra, wie moet verantwoordelikheid neem dat die seun van God wat na hierdie wêreld toe gekom het, gekruisig is? Wie is verantwoordelik daarvoor? Of anders gestel, wie moet verantwoordelikheid aanvaar vir Jesus se kruisiging? Want die Bybel het baie te sê. Soos byvoorbeeld, ons sou lees in Matteus hoofstuk 26 vers 14 tot 16, eerstens dat dit was Judas Iskariot. Want daar staan ons wat het met hom gebeur, vers 14. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat sal u my gee en ek sal hom aan u oorlewer? Hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg, hom geld gegee, moela, hom betaal. En toe vir hom geld gee en van toe af het hy geleentheid gesoek om hom oor te lewer. So, my vraag is, het Judas Iskariot 'n hand in dit gehad? En die antwoord is baie beslis, die antwoord is ja. Judas Iskariot het 'n hand in gehad, want hy het Jesus bekend gemaak waar hy is. Hy het hom verraai. Hy het die soldate na hom toe gebring in die tuin van Getsemane. Terwyl die seun van God in diep gebed was dit Judas Iskariot wat hom verraai het. En so terloops, Judas was sy vriend. Judas was 3,5 jaar saam met hom. En as jy dalk vergeet het, Judas het die geldsak gedra. Hy moes Judas toevertrou met die geld vir sy bediening wat hy ontvang het om vir hulle iets te koop en vir die armes iets te gee. En dit is nogal Judas wat hom met 'n soen verraai het. Judas, jy het deel aan Jesus se kruisiging. Mens kan indirek, is jy ook verantwoordelik, Judas. Was dit die enigste ene? Nee, glad nie. Inteendeel, kyk wat doen die duiwel, Satan. In Johannes 13 vers 27 lees ons, en nadat hy die stukkie geneem het, Jesus mos gesê, die een wat sy hand saam met my in die skottel insteek, en Judas Iskariot steek sy hand in, vers 26 sê, en toe die stukkie ingedoop het, gee dit aan Judas Iskariot, die seun van Simeon, en toe die stukkie geneem het, by die Pasga, het die Satan in hom ingevaar. So die duiwel is by die nagmaaltafel as ware by die Pasga. Die oomblik toe hy die stukkie geneem het, toe staan die duiwel oor sy skouer vir hom en kyk. En daar waar Jesus met sy disippels is, en Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig. Doen dit haastig. Moenie uitstel nie. Jy weet, en hulle dink hy gaan hom
geld te gee vir die armes of iets te doen op 'n opdrag wat Jesus vir hom gegee het wat hulle nie van weet nie. So die Satan het Jesus se dood beplan. Maar as hy kon, sou hy hom doodgemaak het toe hy 'n seentjie was. Want Herodes het mos al die seentjies onder 2 omgebring. So Satan wou al baie vroeg, omdat hy geweet het die engel wat Maria besoek, was dit sy doelwit om daai heilige wat gebore word dood te maak. Hoekom dink jy het hy Herodes se hart gegee om al die kindertjies onder 2 dood te maak? Sy doelwit was toe om dood te maak, want hy het nie reg gekry nie. Toe doen hy iets anders. Toe Jesus in sy vaderstad kom en sy bediening het begin, en hy begin preek, vir die eerste keer preek in sy eie stad, in die stad Nasaret, terwyl Jesus daar was, in die sinagoge, en hy breek die woord, en hy bring die woord reguit, raak die mense so ongelukkig, hulle staan op, hulle neem hom buitekant die sinagoge, tot die kant van die berg, hulle wil hom daar afstamp. Kan jy dink, as die seun van God so dood was, en hy het nooit aan 'n kruis gesterf nie. So die duiwel het al 'n paar keer probeer, en hy kon dit nie reg kry nie, maar wat hy nie geweet het, God het 'n plan, en Satan het dit nooit verstaan nie. En hy vaar hier in Judas Iskariot, en hy is die een wat in sy hart gegee het, en Judas koop in. En die twee, die duiwel en Judas, beplan saam om Jesus Christus uit die weg uit te ruim. So die duiwel het vir sekere hand daarin gehad, want hy het dit in die hart gegee van Judas Iskariot. Hy het nooit geweet van die oorwinning wat daarna kom nie. Hy het nooit geweet dis God se plan nie. Hy het nooit besef dit is God se manier om vergifnis te bring, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Hy het nooit besef dat dit is wat kom nie. Het hy dit geweet, en dat, het hy ooit kon droom dat dit die grootste oorwinning van die seun van God ooit sou wees, om sy lewe te gee, om miljoene, biljoene mense te red vir die hemel eendag. Hy het dit nooit besef nie, hy het dit nooit geweet. Was dit net hulle? Nee, daar was nog iemand. In Johannes hoofstuk 19 lees ek van die Joodse owerpriesters. Want nou begin die geestelike leiers van die dag. Ek en jy sou gedink het, geestelike mense verstaan alles behalwe. In hulle geval is hulle blind, hierdie sogenaamde geestelikes. In Johannes hoofstuk 19 vers 6 lees ek, die owerpriesters, hulle roep uit, en hulle bring van die dienaars saam. Maar die owerpriesters, daar in Johannes 19 vers 6, ook in vers 15, maar hulle skreeu, neem hom weg, kruisig hom. En Pilatus sê, wat moet ek met hom maak? Hulle is kruisig hom. Hulle is so blind. Hulle het mense wat Ou Testamentiese Bybel het. Hulle lees net van die koning wat kom, en hy lyk nie vir hulle soos 'n koning nie. Maar hulle lees nie van die lydende diensknegt, van die een wat ons sonde sou opneem. Hulle verstaan dit nie. Hulle het 'n Bybel, maar hulle verstaan nie die Bybel nie. Hulle is blind, hulle is kortsigtig. So die owerpriesters, dan sien ons ook die Sanhedrin, die hoogste raad, in Matteus hoofstuk 26, vers 57 en 59. Toe sê hulle, hy is die dood skuldig. So selfs die hoogste geestelike raad in Israel, sien ons in die woord van die Here, en hulle sê, hy moet gekruisig word. Ons lees dat hulle begeerte was, toe hulle daar voor Kajafas staan. Hulle is toe uiteindelik voor die hoofpriester, en die hoofpriester, en die Sanhedrin, die Joodse raad, die owerpriester, selfs die volk, ons lees dat hulle sweep die volk op, die gewone mense, en die gewone mense, hulle sweep hulle op, hulle sê, kruisig hierdie man. Die Sanhedrin sê, hy moet gekruisig word. Die owerpriester sê, hy moet gekruisig word. Die hoogste geestelike raad, wat die insig moes gehad het, wat die Bybel moes verstaan het, hulle almal sê, kruisig hom. Wat my aangryp, in Matteus 27 vers 26, uiteindelik, toe gee 'n man bes, met die naam van Pontius Pilatus, want net een man kon hom na die kruis verdoem, die een wat in beheer is van Jerusalem. Hy bepaal wie gaan na die kruis toe. Daar was baie mense gekruisig, daar word baie mense gekruisig. Hy is die een wat die finale bevel gee, wie gaan na die kruis. En daar was kruise. Daar was reeds 2 mense verdoem tot die kruis. Maar daardie dag, daardie môre, die aand na die Pasga maaltyd, hy volgende môre, vroeg, toe hulle voor sy deur. En daar by die Gabata, by die gouverneur se paleis, sit hy. En hier staan, toe hy sien, vers 24, Pilatus sien, daar kom 'n oproer.
Die Sanhedrin skreeu, die volk skreeu, die leiers skreeu, almal skreeu op hom. En hy sien, hier kom 'n oproer, dan vat hy 'n bak water. Kyk hoe skyn heilig is hy. En hy was sy hande en hy sê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Jy het die reg. Jy kan nie besluit neem Pilatus om hom te laat vrylaat. Maar toe jy hoor dat hulle sê, hy sê dat hy 'n koning is. En wat gaan die keiser sê as die keiser uitvind dat jy 'n man vrygelaat wat daarop aanspraak gemaak het dat hy 'n koning is? Want toe Jesus voor hom staan, toe vra hy vir hom, wie is u? En Jesus bly doodstil. Hy sê vir Jesus, jy moenie stil bly as ek met jou praat nie. Ek praat met jou. Hy sê, antwoord my. Ek kan jou tot die dood veroordeel. Jesus sê, dis waar, maar jy sou nie die mag gehad het, as dit nie van bo kom. As my Vader jou nie in hierdie stoel laat sit het nie, sal jy nie eens hierdie mag gehad het. En Jesus sê, my dienaar sal nie veg nie. Hy sê, so jy het 'n koninkryk. En Jesus sê, daarvoor is ek gebore. En hiervoor het ek in die wêreld gekom. Hy sê, so u is nog 'n koning. Dan is u 'n koning. Hy sê, dis waarvoor ek gekom het. Ek is. Jy weet, en hier lees jy, toe hy sien dit help niks, en hy was sy hande, en die volk sê, wat? Jy staan en was jou hande, laat sy bloed op ons en ons kinders neerkom. Laat dit oor ons kom. Sy onskuldige bloed, as jy sê dis onskuldige bloed, laat dit op ons kom. En ons kinders. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus laat geesel. Eers moet hy geslaan word deur 'n garnisoen soldate, en dan sal hy na die kruis toe gelei word. So ja, Pontius Pilatus, jy het 'n brief van jou vrou gekry, en sy stuur 'n brief, en sy sê vir hom, moet niks met hierdie regverdige man te doen hê nie. Ek het vandag in 'n droom bitter gelei om so wil, ek het nog gelê in my bed, toe ek 'n droom gehad van 'n man wat onskuldig is, jy kan dit nie doen nie. En 'n man lees so die brief en hy gooi hom een kant, hy steur hom nie daaraan nie. En hy sê, na die kruis sal jy gaan. Ad crucem, na die kruis sal jy gaan. Vat hom weg, kruisig hom. Dis my finale besluit. En dit het so gebeur. Op pad kruis toe, ontmoet hulle 'n man, want Jesus bly val. Hulle het hom so geslaan, hulle het hom so verrenoveer, en sy rug gestikkend, sy lyf is seer, hulle het hom al van die vorige aand af geslaan, hulle het hom deur die nag gemartel, en nou sy geslaan deur 'n klomp soldate. Ek bedoel, Jesus is in 'n toestand, en hy val, met die balk van die kruis op die Via Dolorosa, op pad na die Damaskus hek, om uit te gaan na Golgotha toe. En die soldate sien hier staan 'n man langs die pad, hulle sê, wow, kom hierso, Simon van Sirene, kom jy, help jy dra teen sy sin. Hulle sê, jy dra, kom, tel op hy stuk hout, kom, dat jy daai man help, en hy is toe saam. Ja, Simon, jy het dit teen jou sin gedoen. Pontius Pilatus, jy het 'n besluit geneem om dit te doen. Julle owerpriesters, julle skrifgeleerdes, Judas, jy en die duiwel, julle almal, julle het dit doelbewuslik gedoen. Hierdie man, teen sy sin, word gedwing deur soldate. Jy raak betrokke. En toe hulle by die heuwel kom, lees ons in Matteus 27, wat die Romeinse soldate gedoen het. Daar staan in vers 35, en nadat hulle hom gekruisig het, dis wat hulle gedoen het. Strek hom uit, slaan die spykers in. En toe hulle hom gekruisig het hulle sy klere verdeel deur die lot daaroor te werp, sodat vervul word deur die profeet, hulle het my klere onder mekaar verdeel. Maar Pontius Pilatus gaan sy dag kry, by die Here ook. Maar daai oggend, toe neem hy 'n besluit. Hy is so ongelukkig oor die posisie wat hulle hom ingeplaas het. En in sy goddeloosheid, hy het baie verkeerde dinge gedoen. Hy het baie keer Jode doodgemaak en hulle bloed gemeng met bloedoffers. Hy was 'n verskriklike wrede man, Pontius Pilatus. Maar hy wil hulle 'n steek gee oor wat hulle vanoggend hier kom doen het by hom. En hy laat maak 'n plakkaat. En hy laat die plakkaat bo die kruis
vasspyker. En op daai plakkaat staan geskrywe, dit is Jesus, die koning van die Jode, in vers 37 van Matteus 27. Op 'n ander plek staan die volledige naam, Jesus, die Nasarener, die koning van die Jode. Want hy het ons gehoor, hy's 'n koning. En hy sê, en hy kom van Nasaret af. Dis hoekom hy ons gestuur het op 'n stadium, na een van die ander leiers van die volk. En hy laat sit daar, bokant Jesus se hoof, die koning van die Jode, die Nasarener. Bokant sy opskrif, die koning van die Jode. Nou, vriende, dis waar. Judas het 'n rol gespeel, dis waar, indirek. Die duiwel het absoluut beplan sy dood, as hy op welke manier hy hom kon doodmaak. Die hoofpriester, die owerpriesters, Kajafas, die volk. Simon, jy was gedwing. Die soldate, hulle het nie 'n keuse nie, dis hulle werk. Hulle werk is, hulle het 'n man links van hom gekruisig, hulle het 'n man regs van hom ook gekruisig. Dis wat hulle doen. Hulle word betaal om dit te doen. Dis hulle werk. En nou het ek hierdie tergende vraag. Was daar iemand anders, wat ek nie genoem het, wat verantwoordelik is vir die seun van God se wrede dood aan die kruis? En my antwoord is baie beslis. En as jy dit wil lees, dit staan in die Ou Testament. Daar is een teks in die Nuwe Testament wat dit uitsonderlik sê, maar een in die Ou Testament gryp my altyd verskriklik aan. En dis die een in Jesaja 53. Want in Jesaja 53 staan daar in vers 3, hy was verag en deur die mense verlaat. 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Hy was uitgewerp uit die samelewing uit. Nogtans het hy ons krankhede. Dit sluit my en jou in. Op hom geneem. Ons smarte het hy gedra. Ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesaja die profeet sê, hy het dit vir die mense gedoen. Hy het dit vir die sondaars gedoen. Soos wat ons lees, ons het almal gedwaal, vers 6, soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Al ons sondes het op hom gaan rus. Daarom sê vers 8, hulle het hom weggeneem, ter wille van die oortreding van my volk, die sondes van die mense, was die plaag op hom. En dan staan in vers 12, hy het sy siel uitgestort in die dood, saam met oortreders, saam met sondaars gehang, tussen hulle, terwyl hy die sondes van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Hy het gebid vir hulle wat dit aan hom doen, terwyl hy aan die kruis hang. Kan jy glo? Die Bybel sê, vir die oortreders het hy gebid. Hy bid vir die priesters, hy bid vir die Sanhedrin, hy bid vir al die leiers van die volk. Jesus, daar staan, hy het vir die oortreders gebid. Hy bid vir daai mense. Hy bid vir die soldate wat hy weet, dit is hulle werk. Maar hy bid vir hulle almal, en die Bybel sê, aan die kruis, terwyl hy ons sonde gedra het, bid hy vir die oortreders. Hy bid vir die mense wat almal geskree het, soos 'n klomp mal honde te kere gegaan het, kruisig hom, kruisig hom. Die Bybel sê, hulle sê, weg met so 'n mens, weg met so 'n mens, ons wil hom nie by ons hê nie. En wat het hy verkeerd gedoen? Hy het net mense gesond gemaak. Hy het dowes laat hoor, hy het blindes laat sien, hy het lammes laat opspring. Maar hy het nie gepas aan hoe hulle wil hê die Messias moes optree, die Christus. Hy het nie in hulle boksie ingepas nie. En vir dit verwerp hom na 'n ou ruwe kruis. Hoe verskriklik
Ek en jy is vandag ewe skuldig. Jy wat hier sit, jy wat daar na my sit en luister, ek myself, my familie, ons is almal ewe skuldig, want dis ons sondes wat hom na die kruis laat gaan het. Daar's nie een regverdige mens op die aarde, sê die Bybel, nie een nie. Almal het gesondig, en dit ontbreek ons almal aan die heerlikheid van God. Maar hier kom Jesus, en kyk wat doen hy. Dis Robert Lowry van die Church of God, Cleveland, Tennessee. Hy het 'n lied geskryf, en ons het vandag 'n deel daarvan gesing. What can wash away my sin? Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. Vriende, ek stel dit aan jou vandag. Johannes die Doper, hy was reg. Daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Hy was reg. Die profeet Jesaja ook. Hy wat gesê het, dat hy sal ons sondes op hom neem. En weet jy, Petrus, in 1 Petrus, hoofstuk 2 vers 24 sê hierdie woorde, Petrus self, hy wat weet dat Christus gekruisig is, hy wat gestaan het, toe hom veroordeel het, en gekyk het wat gebeur, daar staan, hy skryf en hy sê, dat toe hy uitgeskel is, in vers 23 het hy nie uitgeskel nie, hy sê maar in vers 24, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het. Waar is my sonde heen? My sonde is na die kruis. My sonde is na Christus. Hy het dit weggeneem, wat self ons sondes op die kruishout gedra het. 2 Korintiërs het so mooi wat sê, dat God het ons sondes op hom geplaas, hy het ons sondes op hom geneem, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hy het met ons geruil, hy vat ons sondes en hy gee ons sy geregtigheid. Dis wat gebeur het. Dis wat werklik gebeur het. In Openbaring 1 vers 5 skryf die apostel Johannes, wat ons van ons sondes gewas het deur sy bloed. Kan jy dit vandag sê? Hy het nie net my sonde gedra nie, maar hy het my gewas van my sonde. Hy het my sondes weggewas. Die nagmaaltafel is 'n sprekende voorbeeld van wat hy vir ons gedoen het. En dan lees ek in Openbaring 5 vers 9, wat ons vir God gekoop het met sy bloed, uit elke stam, nasie, volk en taal. Jesus het die prys betaal. Hy het na die agora, na hierdie slawemark gekom. Hy het sy lewe gegee. Hy het 'n kruisdood, 'n verskriklike dood kom sterf. So hier is die realiteit. Die realiteit is, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig, want die prys is betaal. Die prys is betaal, maar daar is iets wat ek moet doen. Die prys is betaal, maar daar's 'n onus op my. 1 Johannes 1 vers 7 sê, as ons sondes bely. Sê, daar's 'n voorwaarde. Almal gaan nie hemel toe nie, want almal erken nie en bely nie hulle sondes nie. Dit is die wat dit aan hom bely, nie aan iemand anders nie. Daar sit een naam waar jy gered kan word, Handelinge 4 vers 12, die naam van Jesus. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Vandag kom vier ek en jy by hierdie tafel die feit dat ons sondes teenoor hom bely het, die een wat ons sondes op hom geneem het. So die nagmaaltafel word vir my vandag 'n herinnering van wat hy vir my gedoen het. Is jy bereid om dit te erken? Is jy bereid om die verantwoordelikheid te vat om te sê, ek weet hy het vir sondaars kom sterwe waarvan ek een is. Maar dat jy erken dat jy jou sondes teenoor hom bely het. Want jy sien, as jy aan hierdie tafel wil deel hê, dan moet jy ook jou sondes teenoor hom bely. Jy moet hom om vergifnis vra.
Daarom kan ek en jy nou na hierdie tafel toe gaan, waar ons by hierdie tafel voor hom kan kom staan en sê, Here, dankie wat U vir my gedoen het. En ek bely en sê, Here, as daar iets in my lewe is, wat daar nie moet wees nie, vergewe my Vader, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Die Bybel sê, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, en nadat hy gedank het, hy het gebreek en gesê, neem eet, en vir julle wat daar by ons aanlyn vriende is, jy kan solank die goedjies gaan gereed kry, die brood en die beker, want wat ons nou gaan doen is, ons neem kennis van wat Jesus gedoen het. Daai aand, nadat Judas Iskariot, toe hy nou weg is, en Jesus sit daar, toe maak hy ook hierdie opmerking, en Jesus sê vir hulle, neem eet hierdie brood. Hy sê, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. En na dit, die beker met die woorde, dit is die bloed van die Nuwe Testament. Daar kom 'n nuwe verbond. As jy van hierdie brood eet, en jy van hierdie beker drink, het jy deel aan 'n Nuwe Testament. 'n Nuwe verbond. Waar Christus die verbond gesluit het, met sy bloed. Ek en jy behoort aan die bloedverbond, nie van diere in die Ou Testament, want toe Moses klaar is met die wetboek, met die 5 boeke Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, het hy bloed geneem, en hy die wetboek besprinkel met dierebloed. Daar was nie 'n Christus nie, was nie 'n Jesus nie, dierebloed. En die volk, het hy bloed op hulle gespat, van die diere, en soos die eerste verbond ingewy. Dit was die ou verbond. Maar Hebreërs 10 sê, die bloed van stiere en bokke, kon sonde ten beste net bedek. Kon dit nie wegneem. Dat het die sondes bedek. Maar die bloed van Jesus het sonde weggeneem. My sonde lê nie iewers bedek en iemand kom krap dit uit nie. Moenie dat iemand met jou kom sukkel oor jou sonde van die verlede nie. Jy moet sê, dis onder die bloed van Jesus. Dit is weggewas. Dis nie dierebloed. Ek was nie by 'n Joodse altaar en 'n diere het daar gesterf en ek het my kop op 'n dier se kop gelê en is maar net bedek. Nee. My sonde is weg. Wat so mooi is vandag, ek en jy, wanneer ons by hierdie tafel is, ons is by die lam van God se tafel, wat sondes weggeneem het. What a celebration. Is dit nie wonderlik nie, dat jy van hierdie brood kan eet en van hierdie beker. So ek wil sê, wat doen ons? Ons het 2 tafels op die grootste auditorium daarbo en dan hieronder. So wat ons doen is, ons gaan vra dat hulle wat ons bedien nou vorentoe kom en jy daar by die huis, kry dit gereed, kry iemand gaan haal die goedjies, as nog nie gedoen het nie. Ons gaan nou saam, gaan ons die nuwe verbond vier. This becomes a celebration. Dit is Paasvrydagoggend. Goeie Vrydag, waar's die vriende wat my moet help? Is julle hier? Kom, die mense wag. Wat 'n wonderlike geleentheid vandag. Ek sien hier dat die blomme is oop, die takke is pragtig en die dorings is daar. Kan jy dink, die man wat die doringkroon gedra het dit vir my en jou gedoen. En die ding, my vrou sê vanmôre, ek sê, Lovey, Amanda, bid vir ons, terwyl ons op pad is na die huis van die Here. En een van haar sinne wat my vrou bid, en ek hoor sy sê vir die Here, sy sê, Lord, why you did it for me, I don't understand. Wat is daar aan my?
Kom jy dit vir my gedoen? Miskien voel jy, Here, U het dit vir my gedoen. Hy het dit vir jou gedoen. Hy het dit vir my gedoen. En die aangrypende ding is Romeine 5 vers 8 en tot 10 daar sê, toe ons nog sondaars was, het hy ons lief gehad. Nie toe ons goeie mense was nie. Toe ons nog sondaars was, het hy dit vir jou gedoen en vir my. Geef ons broers en susters sy liggaam wat vir ons gebreek is. Ek wil jy moet dit net so vashou. Ons gaan dit vanmôre almal saam nuttig. So wat ons doen, ons hou die broodjie, as dit in jou vermoë is om dit te doen, totdat ons kom met die beker. Geef ons broers en susters. Dankie vir hulle wat daar by die boonste auditorium bedien. Groot waardering. En daar by die huis, kry dit gereed. Kry die broodjies reg. En dan die beker. En ons gebruik ter wille van al die mense, die glasies. Sy bloed wat vir ons gestort is. Sy kosbare bloed. Die bloed van die lam. Die bloed van Jesus. Dankie julle. Ons gaan dit net nou alles saam, almal saam geniet. Hou maar dit net vas. Sy kosbare bloed wat vir ons gestort is. Dankie Jesus. You paid the debt I owed. I had lost. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Oh, Jesus. Oh, yes.
Ons moes die sydeure oopmaak van die kerk. En dankie vir julle geduld. Julle wat daar buitekant moet sit uit die auditorium uit in die saal, maar dankie dat julle kon nog steeds deelneem. Ons moes ook al die nagmaalgoedere by julle kry. Ons het die brood ontvang nou. Ons het die beker by ons. Hierdie is die oomblik vandag wat jy met 'n diepe dankbaarheid in jou hart vir die Here kan dankie sê dat jou sondes weggewas is, dat hy jou vergewe het en dat daai kosbare dag, en onthou, Jesus se versoek was, so dikwels as wat julle van hierdie brood eet en van hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. So ons moet voortdurend praat oor sy kruisdood totdat hy weer kom. So ons moet praat van sy opstanding, want hy kom weer terug. Dis nie die einde nie, want die graf is leeg. En Sondagmôre kom ons bymekaar om die opstanding te vier. Wat help alles as hy dood is en hy's in die graf, maar dat hy opgestaan het. Maar hierdie is die feit dat my sondes is my vergewe. Is dit nie die grootste ding wat in jou lewe met jou kan gebeur nie? Is dit nie die wonderlikste ding in jou hele lewe dat hy jou vergewe het en hy hou niks teen jou nie? Is dit nie wonderlik? Sy liggaam wat vir ons gebreek is. Kom ons eet saam. En na die ete, die beker, die bloed van die Nuwe Testament, die nuwe verbond. Ons is weg van die ou verbond. Ons het 'n nuwe verbond, 'n Nuwe Testament, verseël in sy bloed, die dood van die testamentmaker, sy bloed wat gestort is tot vergifnis van ons sondes. Kom ons drink daai. Baie dankie. En ja, Sondagmôre, soos ek gesê het, gaan ons selfde tyd, selfde plek hier, gaan ons die opstandingsdiens vier tot eer van die Here. Dankie vir die aanlyn wat ingeskakel het. Ons het nou gemeentesaak om hier af te handel. Tot Sondagmôre, die Here seën. Totsiens en dankie dat julle ingeskakel het. Vriende, sal jy asseblief vir ons die tafel gereed